gaan praat oor die gawes van die Heilige Gees. 'n Prediker het die salwing van die Heilige Gees nodig om 'n lewendmakende woord te bring. Dis ook 'n gawe waarop 'n herder wat in die vyfvoudige van die vyfvoudige bediening ook al opereer, dat hoop voor en dat dit 'n impak sal hê, nie net op die kerkdenominasie nie, maar op mense se lewens, hulle lewenswandel, en selfs verandering van huise, verandering van gemeenskappe, en daardie salwing het ons nodig, en ons sien dat Jesus, die Jode het aangaande hom getuig, miskien nie in hom geglo nie, maar het gevra, wie is hierdie man? Want hy praat die woord met soveel gesag en autoriteit. Hy praat nie soos die gewone leraars wat ons ken. Hier is iets aan hierdie man wat anders is as wat ons gewoond is. Nou, kan ek nou vir julle sê dat 'n gesalfde woord van die Here vir my baie jare terug gesê, is dat wanneer my gees deur my diensknegt praat, en dit is tot stigting van jou, pas op dat dit nie teen jou getuig as 'n getuienis dat my gees met jou gepraat het. Dit laat 'n mens nou nogal dink, nee. Daarom het ek geopen met die skrifgedeelte in Kolossense, net nadat ek bekeer gekom het, 'n pastoor vir my Bybel geskryf. Laat die woorde van jou mond aangenaam wees, met sout besprinkel, om te weet wie ieder en elk moet antwoord. En ek het nooit geweet dat ek 'n geestelike beraader gaan word, en dat dit my roeping is om te doen nie. En ek het al hoe meer die diepte van daardie skrif verstaan. So, die manifestasie van die koninkryk vind op verskillende maniere plaas op hierdie aarde, en een daarvan is die gawes van die Heilige Gees. Ek het so 'n gesegde, dit is niks nie verkeerd om te bid, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel en net so op die aarde. Ek glo in daai gebed, en ek het dit al duisende kere op baie verskillende maniere gebid. As jy die Onse Vader regtig begin bid, gaan jy maklik 2 ure besig wees. As jy die diepte en die insig daarvan sien. Maar ek het so ietsie wat ek wil add aan hier, deur te sê, wanneer jy gevul is met die Heilige Gees, het die koninkryk gekom vir jou. Wanneer jy tot bekering kom, en waaragtiglik nou wedergebore word, en ek meen, en die Gees van die Here het in jou gewoon, en jy het Jesus se roepstem geantwoord, hy klop aan die deur van jou harte, moet jy verstaan dat jy 'n koninkryk deelagtig geword het, en dit beteken die koninkryk het gekom. Wat volg daarop? 'n manifestasie van die koninkryk in jou lewe. 'n deel daarvan is die gawes van die Heilige Gees. Sê net hier agter my aan. I am breathed by the Father according to His will. And the gifts of the Spirit. Sê nou, and the gifts of the Spirit is to inspire, to empower, to inspire me to be the will of the Father.
dan begin jy skepping te verstaan. Dan begin jy besef, dan gawes van die Heilige Gees wat aan jou toebedeel is, nie uit lyn is met jou roeping nie. Ek sê altyd, as 'n mensekind geen roeping op die aarde het nie, he's not called by God to be a child in the first place. What is your purpose on the earth? You might as well just die. Wat ek wil hê is, wat ek prontheid sê, stop criticizing the fall fivefold. Find yourself in the Holy Spirit. Be baptized with the gifts what you need. Live your redemptive gifts according to the will of the Father, and you will find your life purpose, and you will help and you will exhort other people to also find their purpose in life and to live according to that. Ons kan baie goeie leerstellinge daar buitekant oor wat jou lewensskeppingsdoel is, en daar's sulke goeie. Ek sê vir jou, vind jou genadegawes and go into your inner room and find the baptism in your redemptive gift, and you will be the man and woman God has created you to be. That's it. Ek onderstreep gou 3 punte. Jou skeppingsdoel voor die grondlegging van die aarde. Die fisiese manifestasie as jou gees in die baarmoeder penetreer. Goed. Die genadegawes wat saam met jou geesmens gekom het. And baptize that in the Holy Spirit. Maak dit deurdronge met die Heilige Gees. I welcome the gifts of the Holy Spirit in my life. Amen. God bless.